Hey, good evening, people of the Cape Flats, mense van die Kaapse vlakte. En ook vir ons Muslim viewers. Ons is amper klaar, ons is amper daar. Continue the good fight and the good journey. And make it up for myself as well during this month. And think of those that are not so fortunate. En met my in die studio en het ek 'n baie bekende vrou. Sy is baie bekend, sy is op TV, ja, sy het haar eie TV show. So ek vat vanaand 'n kans om 'n regte TV show te interview, but you know what, why not, why not? And she's very humble as well, and you guys are gonna meet her now. And you guys have obviously seen her, you've listened to her on radio, and she's gonna say more about the journey. I've got a young lady with me. Sy het my wel gemention in die so 'n bietjie skim gegooi. Ek is al 30 jaar getroud al. So met ander woorde, sy is nie meer so jonkie, maar sy is jonk in spirit. I have Abida Dixon, and she said to me, Abida Dixon Mohammed in the studio with me. Abida, welcome to Cape Flats Stories. Ek is baie bly om hier te wees, baie shukran, baie dankie. Afwan. Abida, ons ken jou van radio daar af en ons ken ek vir jou as 'n aktrise. Maar waar, voor ons ingaan in hy topic en waar het Abida opgegroei, waar is jy gebore? Om die waar te sê, ek het groot geword sonder ouers, soos sy ou mense altyd gesê het, Piet, Paul en Klaas het my groot gemaak. Maar die meeste van die tyd het ek groot geword in Elsiesrivier. Okay. En ek bly nog steeds in Elsiesrivier, ek bly nog steeds in Klerksdorp, so, maar as ek nou met verskillende plekkies noem, dan kan ek sê, ek het groot geword, Heideveld, Menenberg, was 'n groot gedeelte ook wat ek dan in Sea Point groot geword het, as kind, want my ma mag Allah Jannah vergun. Sy het net hotelwerk gedoen, want sy het kon nie gelees en skryf het nie, so daai was basies haar werk. So sy was 'n supervisor gewees en hulle het kamers gehad. So hulle kon dan sy en my een auntie, hulle was nou like die hoë koppe soos hulle sal sê in die hotel. So hulle het hulle kamers gehad en hulle was geallow gewees om hulle kinders of familie te laat bring. So daar was 'n tyd wat ek groot geword het in Sea Point met twee van my niggies. En omdat ons mos nou baie lig van eer was, you know, kon ons toe nou daar gebly het en al die tipe van goeders. Maar meeste van die tyd Elsiesrivier en ek bly nog steeds daar. Baie mense, hulle maak dit in die lewe in. En dan trek hulle uit die area wat hulle bly. En dis eintlik iets wat ons baie oor gesels, waar mense wat suksesvol raak, nie suksesvol net in finansiële, maar ook het is mense, trek dan uit die gemeenskap uit, en dit laat dan nou toe dat die gangsters, die heroes raak. Wel, jy het anders besluit, jy bly nog steeds daar, so wat motiveer vir jou? Want jy kan jy uittrek, maar obviously wil jy daar wees om 'n verskil te maak. Wel, laat ek net gou die rekord nou regstel hier. As dit nou van my man afhang, nee, en my baba dogter. En het ons al gister of seker verlede week al getrek, al you know what I'm saying. Okay. Maar ek is nog die een wat 'n bietjie agterhou en vir my is dit 'n bietjie baie meer reg om daar te bly as miskien vir hulle. Want soos ek nou net sê, ek het groot geword daar. Ek is al 'n ouma van 7 kleinkinders. So dis 'n lang proses vir my om daar te bly. En die feit by staan is dat kyk, ek het 'n feeding scheme. So nie nou meer elke dag nie, maar daar was 'n tyd wat ek dan elke oggend sou ek pap gemaak het, brood gegee het vir die kinders in die middag as hulle uit die skool uitkom, sulke dinge, tipe van goeders. So nou ons is nie nou meer so op by elke dag storie nie. So nou gaan ons net in vir 1 keer 'n jaar. Daar is dan nou ook op Labarang wat ek dan nou sien na 2.500 mense, kinders en dit kom dan nou van die Mohammed familie af en dan het ek 'n paar borgers wat dan nou vir my help en so aan. Maar die feit dat ek sonder ouers groot geword het en daar was baie kere wat ek moet gaan slaap sonder kos en daar is nog 'n storie vir 'n ander keer, maar dit motiveer my om daar te kan bly, want presies daar in daai area is soveel kindertjies wat deurgaan vandag wat ek deurgegaan het. En ek weet presies waaroor dit gaan, hoe hulle voel, en daai tipe van goeie. So ek dink dit is net daai ietsie. So byvoorbeeld as ek nou op Labarang, as ons nou die kos en goeders uitdeel vir die kinders wel. Weet jy, party van hy kindertjies is so vuil. En jy kan sien, die arme kindertjies het vir dae nie gewas nie, maar ek moet die kinders net 'n drukkie gee. Ek moet hulle 'n drukkie gee, my trane kan nie agterbly nie, dan vra ek myself, waar is jou ma?
Of waar is jou ouma? Okay, ek weet almal het verskillende omstandighede, ek verstaan daai. Maar ek meen, die kind is so klein man, die kind is 3, 4 jaar oud, kan amper niks vir homself doen nie, maar die kind lyk soos die kind daar lyk. En net daai alleen gee vir my die motivering om te doen wat ek doen. En dit breek ook soms vir jou. Dat jy voel ook soms jy wil meer doen, maar jy kan nie meer doen nie. Exactly. Dis hoekom ek sê as ek elke dag kon gedoen het, dan sou ek glad nie omgegee het. Maar ongelukkig kan ek nie. En ek sê altyd al is dit net een kind wat ek kan help, minstens het ek iets gedoen. Maar Allah knows best. En ons kan nie almal help. Ek dink dis die ander ding van jou tipe werk wat jy in die gemeenskap doen. Ons kan nie almal help, maar ons kan iemand help. Yes. Sê vir my, jy het nog gesê jy bly nog steeds daar en obviously sien jy potensiaal in die jong mense en jy wil graag vir iemand, jy het ook tye gaan slaap sonder kos. Jy het ook nie tye gehad nie. Maar wat het vir jou gemotiveer? Van jy is nie 'n klein naam nie. Kom ons klim daai naam, jy's 'n groot naam. Wat het vir jou gemotiveer om aan te hou? Aan te hou in jou carrière om te lewe. Kyk, ons het hierdie in ons gemeenskap en ons droom nie meer nie. As ons droom, droom ons vir 'n halfuur vir 'n paar tekkies of vir 'n T-shirt, maar jy het jou drome lewendig gehou. Kyk, ek gaan vir jou eerlikwaar sê, ek was 14 toe ek die skool verlaat weens omstandighede. 14 was ek toe ek my eerste werk kry en dit is by die klerefabriek by Ensign in Woodstock nog gewees. Daar het ek gewerk vir amper 2 jaar. 16 begin ek werk by Sweet and Library in die Elsies. En ek sê vir jou, daar het ek begin werk vir 'n hele paar jaar. Toe kom dit nou dat die radiostasies nou oopmaak. En ons word toe nou genader deur Maulana Hasim Kasim. En vir ons was nou net kaartjies gegee en gesê, julle moet daai kaartjies verkoop aan vir die stasie en wat ook al. En sy weet ons van Maulana Hasim Kasim sê, sy mos nie, So ja, ons het maar nou verkoop en seker maar agterna te dink ek nou as daar nou 'n nuwe radiostasie oop is, dan kan ek mos nog deel raak mos nou van die stasie. So gemaak, maar terwyl ek toe nou betrokke raak by die radiostasie, werk ek nog steeds by die klerefabriek, né? En ek val toe in by die nagskof by die radiostasie waar ons 12 uur begin die nag tot 6 uur die oggend, né? Want 6 uur vat die dagskof oor en ons is die nagskof. Maar 8 uur moet ek nog weer by die werk is, né? So dit was nou 'n hele storie. En sy weet dis iets nuuts, so sy wil daar wees, sy wil dit doen en daai tipe van goeders. So ja, so het ek maar betrokke geraak by die radiostasie en agter die skerms beginne werk en dan later het hulle nou vir my opgesit want ek was nou Afrikaans en so hulle het maar gelek van Afrikaans want ek bedoel dit lelik, maar almal wil deesdae net Engels praat en niemand wil regtig meer Afrikaans praat nie. Amper sê ek nou iets van die Salintron wat mos sê, 44 mense wat Afrikaans praat in Suid-Afrika. So, maar in elk geval, so, dit was dan nou een van die redes, die groot redes, hoekom ek toe nou die werk gekry by die radiostasie, was nou vir my Afrikaans, want ek sal nooit vergeet het, die ontslape Nadia Karan, sy het nog 'n onderhoud met my gevoer en sy het vir my, en sy was Afrikaans, want hulle was van die strand, en sy het reguit gesê, 'n mens kan hoor, jou Afrikaans is nie 'n aansit Afrikaansie, so sy is Afrikaans, en dis hoekom ek altyd sal sê, of as ek enige iets moet doen, wat praat, dan gaan ek sê, luister, ek is 60% Afrikaans, 40% Engels, en ek sê dit altyd, dis nie dat ek nie kan Engels praat nie, maar is net my Engelse airtime raak gou op, so ja, so dis hoekom ek maar eerder verkies om Afrikaans te praat, maar ek verstaan baie goed Engels en ek kan ewens agterkom wanneer jy probeer om Engels te praat, maar sy kan ook nie Engels praat, so dit kan ek baie gou agterkom en so aan. Maar ek kan vir jou sê nee wat die radiostasie was vir my 'n baie 'n besondere ding, so ek was altyd saam by die radiostasie 28 jaar. Dit is 'n lang tyd. So dis 'n verskriklike lang tyd en so ja, maar soos hulle sal sê, wat gebeur het, gebeur. En jy sê nou daar, so jy sê jy is 28 jaar het jy in die radioloopbaan gegaan en jy is 30 jaar getroud het. Mag ek 'n bietjie sommetjies, so met ander woorde die boete het jou bygestaan ook daar. So ons moet hom ook 'n bietjie genade. Ja, hy sal glad nie praat, los maar vir hom. Maar nee, ek kan vir jou sê nee, hy is die backbone van my carrière of enige iets wat ek wil aanpak. Want ek kan miskien nou besluit, ek wil die mic nou koop. Nou gaan ek vir hom sê, weet jy wat, ek wil nog al die mic koop. Eerste ding wat hy vir my gaan vra, het jy dit nodig? Nou gaan ek sê, ja,
Dan sê okay, nou koop dit maar. Solange dit al alles kan sê, you know, kan sy dit koop en sy kan maar net maak wat sy wil. So, hy is die backbone van alles wat ek aanpak. En ek gaan vir jou nou sê, ek gaan nou miskien probeer om die mic op te bou. Alles is nou honkie-dorie wanneer sy die begin. Ag, Here, môre het ek niks te doen om met die ding wat ek nou wil verder opbou nie. Maar nee, dan gaan hy kom en gaan hy sê, sy wou hierdie ding opgebou het, so sy gaan hom klaar bou. So, hou hy vir jou tone? Hy hou vir my op my tone. En byvoorbeeld, as ek nou moet by 'n funksie wees of 'n ding, nou kom ek nou amper by tyd, maar nou voel ek nou die oggend of dag voel ek nie lussie man. Ek gaan nou vir, kom ek sê nou vir wie ever balance sê, unfortunately I won't be able to make it. Wie sy speel met hom, hy sal van my stryd sê, sy het gesê, so sy moet net maak dat sy daar uitkom. Nou gaan lê, sy weet die gouste wat hy vir my uit die bed uit gaan kry, ne, as om vir my klere uit die kas uit te haal. Want hy weet nou wat hy uithaal, gaan ek mos nou nie aantrek nie. En ek is mos nou oor my colours, you know, en sy baie aspre, so daai is die enigste tyd wat ek uit die bed uit gaan spring, en dan nog gaan regmaak. Maar nee, ek kan vir jou sê, hy is my biggest supporter, en waar ek ook moet wees en wat ek moet doen, hy is daar. En hy verkoop my ook sommer enige tyd. Ons is miskien errands en nou herken iemand my en dan het ek nog nie opgelet die een sien vir my nie. Nee, sy is sommer voor die tyd. Ja, dit is sy. En so gaan hy te kere wat voor dit is. I love him too much. Ja. En jy sal nog 30 jaar doen met hom? En nadat dit 40 is? Sê weer? Jy sal nog 30 jaar doen saam met hom. Kyk, maar ek kom onderste bo draai, you know. Maar okay, ons los hom maar net so, Hoe het jy die spring gemaak van 'n radio na TV toe? Want jy is nou eintlik ook nou 'n TV personality. Nog by die radio, hier kry ons nou 'n gas in. En terwyl die gas nou in die ateljee is ek mos nou die tegnikus, ek doen mos nou die technical werk en so aan. Nou luister ek na die gesprek wat die persoon praat en sy naam is Martin Jansen, ek sal nooit sy naam vergeet hê. Hy kom toe daar en hy praat nou van die nuwe TV-stasie wat nou oop gaan maak en hulle 'n keer volunteers en so aan. En ek hou van volunteer werk. You know, as alles dinge en so aan. Die moment toe die man uit die ateljee uitkom, dis my skof ook sommer klaar 2 uur. Ek keer hom nou net die voor so hy uitkom en ek sê vir hom, ek stel belang, ek wil volunteer werk. Man, ek ken nie die man van geen kant af hier en die man sê vir my, nou kom gaan saam met my. Ek klim in die Marse kar en hier ry ons. So die studio was gewees daar by die community house in Salterwe, daar by die Salterwe dinge sê En ons gaan dan, hy gee vir my vorm, hy sê vir my ek moet invul en daar is ek toe nog deel van die TV en ek kan vir jou sê, hy was in 2008. En alles nou behind the scenes nog gedoen en dan, hy was September 2008, November 2008, gaan ek toe op die lig vir die eerste keer. Die ateljee was nog by die college in Bellville, has 2, maar die een was net sommer langs die pad afkry, daar was die college. En my eerste gas wat ek gehad het, was 'n blinde klomp. Hy bly in ons sirkel, en die klomp was, hy tot op vandag toe, hy is nog steeds amazing. Hy speel blinde cricket, hy doen atleetwerk, hy slaan dromme, you name it. Moet sien die klompie trophies en medals en goeders wat daai kind in hulle huis het. Vandag is hy getroud en hy het sy vrou is ook blind en hulle het 'n meisiekind, maar die meisiekind is die blind, die meisiekind is fine. Maar en daar het my TV dinge ook maar dan begin en ek is nou nog steeds betrokke by die TV. Sê hoe vir my, ek het vergeet om te vra, het jy kinders? Van jy sê het 7 kleinkinders, hoeveel dogters? Ja, ek het 5 kinders. 5 kinders, so daar's 3 seuns en 2 dogters. So 3 is uit die huis uit, kom, en dan die 2 is nog in, oudste een en die jongste een. Hulle is nog in die huis in. En jy was soos jy is op TV nou, is enige aktrise werk wat jy gedoen het, enige advertensies wat jy gedoen het, enige iets wat ons kan vertel, wat jy besig was mee, projekte en so aan? Kom ek sê gou eers, ek was baie lief vir die program Tree Talk van Noulien, ek ken nou nie af van nie, maar ek was net so beïndruk met daai program. En dan kyk ek nou elke dag vir Tree Talk nou, en ek kyk toe eendag en ek sê vir myself, ek lyks nog altyd. Ek dink ek kan nog altyd doen. Maar ek het geen ervaring nou nie, maar ek lyks nogal. Toe op haar program,
Nee, ek lig op ek dink dit was op Expresso. Kom daar toe 'n ou en die ou is die ouene van die program waar hulle vir jou leer om te act en allerlei tipe van goeders. Maar die kursus is 3,5 maande en die kursus kos R7,000. Nou waar kry ek nog R7,000? Wie ek lig nie vir jou nie, né? Ek het 3 mansmense genader, 3 mansmense. En daai 3 mansmense het vir my R7,000. Wow. Tot op vandag, toe hy is nou al van 2012 tot nou nog, toe hy 3 mansmense wil nou nog hê, ek moet hulle name noem wanneer ek praat van die acting stories. En ek kan vir sê, that was absolutely amazing. So die eerste training en goeders het ek gedoen in die Kaap, hulle was daar in Loop Street. Weet jy of hulle nog steeds daar is nie, maar hulle bestaan nog steeds. So daar het ek my ervare begin en ek het aan enige iets anders wat ek na daai kan kry, opleidings en so aan, het ek aangevang. Ek het nou verlede jaar in September het ek alweer my 7de movie klaar geskiet en dit was toe nou in die cinema wat het gespeel het like Nationwide wat die ding is gespeel, hy was Hayden gewees. En dan het ek vir 2 U's gedoen en 2 U's het ons gewen 5 international awards het ons gewen en ek het was ook benoem vir Best Supporting Actress en daai ding is gewees en daai was like 'n short film, so ons is sal nog in die tyd sal ons nou 'n feature film maak op dieselfde ding en daai. So so dit was nou my 7de film wat ek gedoen. Ek het 'n draai gemaak in Suidooste. Ek gaan kuier net vir Suidooste elke keer want hulle wil my nie 'n vaste rol gee nie man, sien? So ek gaan kuier hulle net elke keer. En ek het dan hulle draai gemaak about 5 of 6 keer in Arendsvlei. Ek het nou 2 keer hulle draai gemaak in Skemergrond. So daar is nou iets nuut ook nou nog op die pad. So ek kan nog nie eintlik daarvan praat nie. So om nog eers 'n bevestiging en goeders kry, maar nou wat ek by die huis is, gaan ek vir jou sê, het ek 'n bietjie meer tyd om dinge te kan doen. En omdat ek ook my eie agent is, soek ek dan ook vir myself werk en so aan. So ek kyk maar op Facebook, waar ook al, dan sal ek sê, okay, nie maar hier's 'n gap, okay, daar's 'n gap, en dan sal ek jou net bel en vir jou vra vir boodskap stuur, kyk jy die en daai, kan ek deel wees van daai, het jy plek vir my, daai tipe van goeders. So, en ek gaan maar dan nou net aan. Ons sien altyd die negatiewe kant van die Elsie's River, ons hoor altyd die ene is dood en hy is 'n gangster. Maar ons praat baie weinig oor die positiewe kant van Elsie's River. En dis iets wat jy vroeër van gesels het. As jy moet noem mense van die Elsie's, net so 'n paar van hulle, so van almal doen nie, 'n paar van die mense van die Elsie's River wat goed doen het. Insluit in jouself. Wie gaan jy noem almal? Ek sê altyd vir die jongspan daar, ek sê luister, net omdat sy in Klaakiestyd bly, wil dit nie sê sy moet wees soos Klaakiestyd. Ek sê mense in my ouderdomsgroep, ek is nou amper 60. So mense in my ouderdomsgroep, as ons die geleentheid gekry het, daai tyd toe ons jonk en kinders was wat julle vandag kry, dan was ons nou al seker skatryk. En dan het ons wragte van nie nou hier gesit en nou nog gesukkel met dit en met dat. So vir my is dit, daar word baie gepraat oor die negativiteit in Elsie's. Ja, daar is. Maar ons moet dan ook vir mense laat weet en vir hulle herinner dat, maar daar is ook positiewigheid. Mense wat uit Elsie's uitkom wat gevoel het, nee, maar ek gaan nie hier wil bly nie, ek gaan nie die wil doen nie, ek gaan nie die wil doen nie. En dan praat ek nou van mense soos Doreen Morris, kom uit die hartjie van Elsie's uit. Solly Philanda, hartjie. Wondino, hartjie van Elsie's. Sy kry Jeremy Vero, sy kry even Dan Plato, is uitsig en ek meen al die tipe van goeders. So daar is mense wat goeie werk ook doen wat uit Elsie's uit. En soos hulle altyd sê, kan iets goed uit Elsie's River kom? Ja. Ek dink ons pyn te veel ons gemeenskappe met die negativiteit. En dis maar net 'n minority van die mense wat dit doen. Jy die Soul Pro op TV, vertel ons meer omtrent daai show. Maar as ek nou praat van toe ek nou begin het in 2008, het ek toe nou begin met 'n talkshow. Kom ek sê nou soos dit.
vir 6 jaar lank was dit nou 'n talkshow. So 3 weke kry ek 'n gas in en ek gesels nou met jou hier te Langata kom. Maar die 4de week dan kry ek 'n chef in. Okay. En dan doen ek 'n cooking show. En so het dit aangegaan vir 6 jaar. Maar later toe besef ek nou, instead nou van 3 weke dit in 1 week doen. Hoekom verander sy nou net die ding nie? En dan kry sy 1 persoon, maar laat die persoon dan ook vir jou die kokery doen. Okay. En dan gesels sy nog steeds met die persoon. So dit outomaties dan kan die kykers kan dan 'n bietjie meer interaksie kry van hy persoon instead net van sit en gesels. Okay, nee, maar nou kry sy dan iets beter uit. En dit is toe dan nou waar ek toe nou opgekom het met daai en ek het toe nou vir CTV het ek nou ingelig dat dit is wat ek aan dink, wat dink hulle daarvan. And what I love about them is, hulle het vir my die scope gegee om net te maak en doen wat ek wil. Wow. Maar hulle het my stryd gesê, that's your baby. Okay. So you need to sort it out. Nou mens jy weet, my eerste 13 episodes, eerste seisoen, was gewees daar by CTV se studios, met niks vir niks in nie. Ek moes amper my hele huis moes ek saamgevat het, want ek moes my eie kombuis moes ek bou, ek moes alles doen en alles doen en alles doen. Maar van my gaste was toe nou nie so keen om nou na die studios te kom met hulle eie bestanddele nie. Dit was 'n bietjie probleem. Toe die seisoen klaar is, toe praat ek toe nou weer met die bestuur van CTV en ek sê vir hulle, luister, alles is goed en wel, maar dis nou die probleem. Ja. Gee julle om as ek uitgaan. Toe hulle nou weet hoe bedoel ek uitgaan. Dus ek instead nou van my gas na ons toe kom, kan ek en 'n span na die gas toe gaan. Want kyk, die mense is mos meer, hulle is meer makliker in hulle eie kombuis. Hulle weet waar hulle goed is. So kan ek gaan en hulle het gesê no problem. You just do it. En daai was die eerste seisoen. Ons is nou in die maand van Ramadan. So net na Ramadan dan begin ek seisoen 35. Wow. Die 5 episodes wat jy opgees, wow. Nee, seisoene. Ek praat van seisoene, ja, seasons. So dit is nou hoeveel episodes nou al later. Wow. En ek kan vir jou sê, it is absolutely just amazing. En ek sê elke keer, ek is Afrikaans, maar die majority van my gaste wil Engels praat en ek gun dit vir hulle. Maar eerste ding wat ek sê, hulle my sê, how can I speak English? I don't have a problem, but do you understand Afrikaans? So as long as you understand Afrikaans, my sweetheart, I don't have a problem. Maar dan glo my vry, sy wil Engels gepraat het, maar as op die sou kan praat Afrikaans. Ja, sweet say. Maar hou jy van 'n kos maak? Because jy lyk soos jy 'n master chef is. Man, om jou die waarde te sê, nee, ek sê dit altyd, kan ek kook? Ja. Maar hou ek van kook? Nee, absolutely not. En as dit nie vir hobby was nie, het ek seker nog ge-worry met kookie. Want kyk, die 2 wat in die huis is, hulle is groot genoeg, al my kinders kan kook. Okay. Almal van hulle, boys, girls, doesn't matter. So almal van hulle kan kook. So as ek die dag lus het om te kook, dan kan ek een van die kinders sê, you do that for me, man. Don't you want to do that, man? En dan kan ek 'n bietjie relax. Maar was dit nie vir hobby nie? Ag, man, wat ek glad gekook het. Abida, ons het hierdie probleem in ons gemeenskap in. En is die probleem is net iets wat ons opgetel het waar familie is nie meer so belangrik nie. En ek luister jy nou praat, dit lyk vir my julle is die familie wat baie close is. Die kinders, hubby en jouself. Vir ander families daar buitekant wat nie hierdie het nie. En ek meen as baie families waar die familie, die pa is daar, die ma is daar, maar daar's nie 'n bond nie. Hoe werk ons om hy bond te verbeter as 'n familie? Kyk hier, ek gaan vir jou reg sê, in my huis is nog reëls en regulasies. Ja. So in my huis is, almal eet nog saam om een tafel. Terwyl sy eet, selfone word weggesit. Daar is niks selfone terwyl sy eet. So sy eet klaar, en dan kan sy maar gaan na jouself. Ja. As hy moet vir my voor die tyd sê, Mommy, I'm not gonna eat when you dish. Dan weet ek, okay, ek gaan nie vir jou skep nie, want sy gaan nie eet nie. Maar daar is hy nou van, nee, ek gaan later eet, nee, ek gaan nie, nee. Dis dit saam. It doesn't work that way. So, daar by my is nog 'n bietjie reëls en regulasies, so, en ek gaan vir jou eerlikwaar sê, ons as ouers, party van ons ouers sal ek eerder sê, net omdat hulle die ouers is, wil jy altyd sê, hulle is reg nie. Want kyk, ons as ouers kan verkeerd wees. Exactly. Maar wat ek altyd vir my kinders sê is, as sy sien of hoor ek is verkeerd, sê vir my. Sê ek is verkeerd.
dan weet ek mos nou en sê vir my waar ek verkeerd is. Ja. Sodat ek kan weet miskien hoe om dit reg te doen of wat om daar omtrent te doen. So dit wil nie sê omdat ek die ma is, ek moet net sê en sy moet jou mond toe en sy die reg hê. Nou, natuurlik is hy reg. Ek kan vir jou eerlikwaar sê my kinders is groot, die jongste is 28. Die res is ouer as sy. Maar van kleins af het ek nie eens my kinders se keuses vir hulle gemaak nie. Miskien byvoorbeeld kom uit die skool uit, ek gaan 2 sette klere uithaal. What do you want? Which one you want to put on? Ja. Nee? So as sy daai ene gaan, daai kies. Maak miskien brood as daar 2 dinge is. What do you want? Jam or peanut butter? Ja. You choose. You know what I'm saying? So ek het nog nooit my kinders se keuses vir hulle gemaak nie, ewen so hulle nou groter word. Vir al die boys het ek gesê, luister, julle weet mos nou ons bly in klaggies net. Julle weet mos nou hoe lyk dit daarby. Ja. Nee? So ek sê vir julle nou, as julle wil 'n gangster raak, be my guest. Ja. As julle 'n drugdealer wil raak, dis jou dan. Maar nou net ek sê vir jou nou, ek het nie geld om vir julle uit te wy. En my beentjies is te kort om nog rond te hardloop om vir hulle hof in en hof uit en daai. En vandag kan ek sê die boys is groot, hulle is almal paans en you name it. Wow. Ek kan vir jou sê ek het die gangsters vir kinders sê, ek het die druggies vir kinders sê. Maar as 'n ouer, as 'n ma, kan ek vir jou sê ek het nog steeds die reg om te voel wat 'n ander ouer moet deurmaak. Ja. Vir wat 'n ouer moet deurgaan met 'n kind wat 'n gangster is of op drugs en dit is hartseer. Dit is hartseer. Maar ek kan vir jou sê my woord is my woord. As ek jou so gesê het en sy luister nie, hy is jou probleem. Ja. Jy het vir hulle gewaarsku. Ek het jou gewaarsku. Yes, ek het jou gewaarsku. Ons gaan 'n bietjie op 'n ligte noot afskop. Is die maand van Ramadan en ons gaan Berg toe. Vir die kykers wat nou nie weet wat Berg toe is nie, wat beteken Berg toe gaan? Of op die berg. Ek praat 'n bietjie verkeerd, maar op die berg, on the mountain. Sy praat natuurlik nou van die 15de aan. Ja. Daar sê. Want ek was ook nou eintlik nog gedink om op die berg toe. Wat bedoel sy nou? Okay, op die berg. So ek kan nog onthou vir die jaar wat ek by die radio was, een van die aanbieders, hy het dit nie so lekker verstaan nie. Nou het hulle vir hom gesê, did you have booba last night? Nou sê hy, yes. As was op die berg. Now he looks at him and says, what do you mean was ek op die berg? And now I try to explain to him. Sy moet nou die 15. Hy sê, maar vandag is die 15de gewees. Hulle sê, nee, sy moet die 15de eers klaar poasa. Hy sê, stryd. Hy kan nie die verstaan nie. Maar in elk geval, vir my is dit, om op die berg te wees, it's like amazing. Kyk, ons eet nie altyd boebe nie. Dat gaan ek jou eerlikwaar sê. Ons eet amper net boeber 1 keer 'n jaar. So dit is so dat sy sien so uit na daai koppie boeber. You know what I'm saying? Ek weet dit nou nog toe nie hoekom ons die boeber eintlik inkom nie, maar ek glo daaraan die boeber wat 'n mens maak en wat jy dink jy moet maak. Is 'n regte is 'n lekker treat. You know? Party mense maak dit dun, maar hulle wil dit drink. In my huis glo my kinders en my man nee, dit moet dik wees. Hulle wil dit eet soos 'n kind of a pudding. So ek maak dit al die jare maak ek dit nou al dik en dan amper so sago pudding, something like that. So hulle sal dit so wil eet. Maar ek kan vir jou sê vir jou om op die berg te wees, sy is amper so sy eisel so, sy maak nie toe, ek moet jy uitwees voor die 15de nie, want sy wil dit nou maak, en sy wil dit nou doen, en so. No, but absolutely, it's amazing. It's amazing. Faluda, I also love Faluda. I was 'n bietjie baie soeterig, maar vertel ons meer van, ek sien baie mense hou daarvan, so dat mense sal alternate ook, baie mense hou miskien nie van boeber en baie hou miskien van die Faluda. Wat is Faluda? Is dit dieselfde ding of is dit verskillend? Nee, dis nie dieselfde ding nie. Faluda is like a milkshake, a pink milkshake, maar hy is nou natuurlik nie so dik nie, maar jy kan hom so dik maak as jy wil. Want kyk, baie van die mense gooi nie yskriem in nie. So dit is eintlik 'n yskriem en hy tipe van goed wat hom 'n bietjie lekker dik maak. En jy kan Faluda amazing maak
as jy net weet hoe om dit te maak. Maar baie mense hou miskien nie daarvan nie, want dit word nie reg gemaak nie. Selfs met boebe, dit sê almal enige iemand wat kan boebe maak nie. Jy gaan miskien die ingooi, dan daai smaak is nie vir jou nie, daai ingooi daai in, daai smaak is nie vir jou nie. Maar nou gooi ek miskien die in, nee dan like jy weet daai ding. So dit is maar nou net vir mense se verskillende smake en ingredients en goeders wat hulle maar ingooi. Okay. Jy gaan seker obviously gaan jy of jy kook seker storm op haar so by die huis, because jy is mos nou die expert en jy hou van kook vir die familie, nie vir jouself nie, maar wat het dis kan jou man uit na sien, of wat jy uitgesien na die laaste paar dae? Meneer is vra nie. Daar lê as hy vir hom 'n pot tomatiepootjies kan maak. Okay. As hy die gelukkigste man. Nou ek eet hierdie pootjies, maar ek sal dit maak. Okay. Ek eet ook nie eintlik pens, maar ek sal 'n stukkie eet, you know? Ek eet ook nie lewer, maar ek sal 'n stukkie eet. Of ek sal sê ek sal dit nou eet, maar moet my later weer gee, nee? Maar nee vir hom, maak vir hom 'n pot afval. Ja. En hy is die gelukkigste man op aarde. So daai is iets wat hy baie na graag uitsien. En 'n lekker roasted bout. Wow. Daai sê hy. En die groot dag nou as jy pausa klaar is, nou die dag van Ramadan. Wat Lebaran, sorry. Wat is dit wat hulle uitsien na? Wat dit is? Hoe dek jy die tafel? Kyk, ek gaan vir jou reguit sê in my huis veral Ramadan. Net soos daar deur die jaar net jou kos was op die tafel, is daar in Ramadan ook net jou kos op die tafel. Die enigste ding wat nou daarby gaan kom is miskien 'n samosa en 'n paaitjie en sê ietsie soet. That's it. Daar word niks ekstra gedoen nie, daar word nie ge-overload nie, because and I say this with all due respect. Dat help nie veel sy poasa heel dag, maar vanaand wil sy vir jou overload nie. It doesn't make sense. As jy dit het, alhamdulillah vir jou. Maar sal maar sê van 30 jaar af, dit is hoe my tafel lyk vir die 30 jaar. En ek gaan vir jou sê, die enigste ding wat my kinders lyk in die maand van Ramadan, hulle kan vir hulle self skep. Hulle kan hulle self help sê. Hulle kan vir hulle self help, ja. Deur die jaar, mami skep, mami die, mami daai, maar Ramadan, nee, alles word net op die tafel neergesit en sy skep vir jouself, maak jy saak hoeveel keer sy wil skep of hoeveel sy wil eet, daar word 'n bietjie meer gemaak, so sy kan maar daai. Maar soos ek weer sê, en ek sit net genoeg van hy pies en hy samosas en wat, ek weet nou ook ons is 4 in die huis, so ek gaan nou 8 dan sit. Elkeen kry 2. You get what I'm saying? To me, that is oor genoeg, want sy het nou al klaar jou poasa gebreek, sy het nou al klaar geëet. So ek sien nie hoekom sy moet 5 samosas eet of wat ook al, that it doesn't make sense. So daar is 'n bordjie, of kom ek sê 'n pirinkie, dat sy net weet om genoeg uit te haal. En ons gaan maar aan so meneer. En ons geniet dit. Jy was vir baie lank toe nou op radio gewees, jy het 'n bietjie van 'n break gevat. Gaan jy weer 'n verskyning terugmaak as jy enigiets wat ons gaan na kyk? Ja, kyk, toe ek nou die FM radio verlaat, het ek heelwat aansoeke gekry van verskillende radiostasies, maar veral online radio, dat hulle vir my eintlik wil hê ek moet vir hulle deel wees van hulle spanne en so aan. Maar ek het vir hulle toe gesê, luister, ek het hier 'n probleem nie, maar nie nou op die oomblik nie. Want kyk, ek moes nou eers myself agter mekaar kry en ek gaan vir jou eerlikwaar sê, ek het nie verwag dat ek my werk sal verloor nie. So net daai alleen was vir my 'n terugslag. En omdat daai vir my 'n terugslag was, moes ek eers tyd vir myself vat om oor dit te kom. Want dit het vir my hart geslaan. Maar in elk geval, so nou, dit is nou 'n hele paar maande gelede, so dinge, ek is nou 'n bietjie in 'n beter plek. So ja, ek gaan nou, ons is nou in Ramadan ten minste, ek het dan nou die eerste week in Ramadan het ek begin met die online radio, en omdat ek in Elsies bly, het ek toe nou besluit, okay, join sommer die Elsies Inspire Radio. So ja, ek is dan nou Vrydags is ek dan nou op 09:30 die oggend tot 12:00 die middag. Maar ek voorsien nog na 12
Surah Yasin, Juma en daai tipe van goeders. So ja, ek is dan nou weer terug op die radio. Op radio. Ja, Op Elsa's Inspire. ja, als is En dis 'n Inspire. online station. Ja, né? dis 'n online. So jy is nou weer terug. Wat ek wil vra vir 'n jong Abida wat daar buite is van die Elsa's River wat wil droom, wat graag ook soos groot Abida wil wees. Die een wat dit gemaak het op TV, die een wat dit gemaak het op radio. Wat gaan jou woorde wees daarna? Van jy weet, soos ek gesê het vroeër, ons droom nie meer nie. Ons het vergeet om ons droom, as ons droom is van 'n partytjies, dinge wat verganklik is. Wat gaan jou motiverings wees vir 'n jong Abida op in die Elsa's River in? Maar ek gaan vir jou eerlikwaar kan sê, ek het nooit gedroom nie, want daar was niks vir my om te droom nie. Want ek het groot geword met ouers, ek het groot geword in 'n huis met liefde en daai tipe van goeders sê. Ek was meer geabuse as iets anders van kinds af en dit het vir my baie hard gemaak. Ja. So vir party mense gaan sê ek is 'n bully. But I'm not a bully. Dit is net is dat ek beskerm myself. En ek sê altyd ek is nie onbeskofte mens nie, maar ek gaan frek onbeskof wees saam met jou as hy onbeskof is saam met my. You get what I'm saying? Maar as hy nice is met my, then I will be nice with you. Maar so drome was daar nooit gewees nie en is maar nou net agterna wat ek nou sien, okay, nee, maar ek kan hier ingaan. Nee, ek kan daai doen en dis maar waar ek gegaan het. Maar vir 'n jong Abida gaan ek eerlikwaar sê, meisiekind van 16, 17, 18, daar is 'n hele lewe voor vir jou daar. Moet nie, soos hulle sal sê, sy weet miskien waarna toe sy gaan, maar moet nooit vergeet waarvandaan sy kom nie. So, onthou net, my woorde aan jou is, moet nooit laat enige iemand vir jou sê, sy stupid. Moenie laat iemand vir jou sê, sy sal dit nooit maak. Glo in jouself. Set vir jou goals, en sy gaan vir jou goals. Hardloop om my goals te kry, of hardloop om my goal te score, maar moet laat niemand, al is dit ook jou ma of jou pa, en ek bedoel nie lelikie, maar moet laat niemand vir jou afdruk, om te sê, sy is Ek kan nie doen nie. ja, laat ek my nie eire 'n woord nou wil sê nie. Glo net in jouself, and you go for it. That is my word. Jy is die talentvolle Abida Dixon Mohammed. Het jy enige planne vir 'n boek oor jou journey en ewens miskien 'n kookboek in die volgende paar maande of jaar of so? Look, waar die kookboek betref, sal ek ongelukkig nie, kan nie, duisende mense het al vir my gevra, maar hoekom ek 'n kookboek sal kan bring nie, want die resepte wat ons doen is nie my eie resepte nie. So ek gaan hy mense se permissies en goeders markeer. Okay, alhoewel hulle nou al reeds hulle permissie gegee het, want dit is op social media en allerlei tipe van goeders, maar ek kan nog steeds 'n kookboek uitbring, you know, met allerlei tipe van goeders sê. Nou gaan daar geld betrokke raak en jy weet wanneer daar geld betrokke raak en dan is dit nou weer 'n totally nuwe ball game. So ons los maar die boekstorie daar. Maar om vir jou die waarheid te sê, was ek al genader om te vra of ek 'n boek wil skryf oor my lewe nie. Maar ek gaan vir jou sê, wanneer ek baie keer stil sit, en baie keer sê, vra my meisiekind vir my, "Mommy, wow, what's happening? Why is everything so quiet?" As sit ek vir radio af, TV af, you name it, en ek sit net in stilte. En wanneer ek in stilte sit, dan, sonder dat ek eers agterkom, nee, dan loop my trane. En dan as ek nou besef, maar wat gaan nou hier aan? Dan is dit waar ek teruggedink het aan die dae toe ek 'n kind was. Hoe ek geabused was van kleins af. En ek kan sê, dankie Vader, alhamdulillah, ek was nie sexually abused nie, maar ek was vir jou geabused van kinds, youth, in my jong vroue dae, en totdat ek net eendag gesê het, nou, enough is enough. Enough is enough, die sal nie so kan aangaan nie. En ek kan vir jou sê, die abuse het vir my so hard gemaak, dat ek het op die ou en het ek ek besluit het enough is enough, het ek toe gaan self-defense klasse toe. En toe ek mos nou klaar is met self-defense klasse, toe sê ek vir myself, nou is ek bang van niemand nie, you know, nie is vir 'n man nie, ek is geworry, hoe groot sy is of wat nie, you know, but dit het vir my sterker gemaak, om dan te besef dat, nee, ek moet iets doen, en daarom wat ek ook altyd vir ons vrouens vra daar buite, wat
deur die abuse gaan. Party mense gaan sê, ja, maar is maklik vir haar om te praat, but dis nie maklik vir my om te praat. I know exactly what you're going through. Yes. En dit het nie sommer op stop gesit nie, en jare het nog aangegaan. En het ook gevra vir jouself, why am I allowing this? Hoekom? Wat ook al. Ja. Maar daar gaan 'n dag kom en ek kan net vir ons vroumense vra wat wel vasgevang is in daai dag. Onthou net, ja, jou man mag dalk miskien vir jou sorg. Ja. Ja, want baie van ons vrouens is, nee, wat gaan die as ek nog vir hom gaan los? Ja. Maar wat gaan gebeur as hulle besluit om vir Malika Mou te stuur om jou man vandag Ja. of vanaand weg te kom van? Ja. Dan wat? Hmm. So jy moet nou al leer om op jou eie bene te staan. Independent. You know, wees independent. Yes. Sy het hulp nodig, maar te probeer om independent te wees, want as jou man nie dag meer daar is, wat gaan sy doen? Gaan sy jouself nou ook miskien, my Allah forbid, doodmaak, want daar is nou niks uitweg vir jou nie. Nee. So ek sê weer, as daar vrouens is wat wel deur hierdie abuse en goeders aan, staan op. Staan op, of as jy nie kan self opstaan nie, vra vir iemand vir help. Want daar's baie help daar buite kan. Dit is nie meer destyds wat hulle gesê het, o nee, hulle besigheid is hulle besigheid. Nou, jou besigheid is nou almal se besigheid. Exactly. Yes. Maar jy noem iets nou, en dit sien ons baie in ons gemeenskap, en immers in ons families in, waar vrouens geabuse word, en hierdie trauma, van 'n jong meisie tyd af, hierdie trauma bly met jou vir die res van jou lewe. Jy gaan, as jy daaraan dink, dan raak jy emosioneel. En ook, soos jy daar nou noem, in die religieuze plekke was dit toegelaat gewees. Jy het getrou met hierdie man, en van baie was dit till death to us part. En soos jy ook sê, ons vroumense kon nie werk, of het nie 'n am gehad, of het nie 'n manier gehad, of 'n skill om geld te maak. So toe voel sy gaan by hierdie man bly, dis haar man, en sy gaan dood in haar abuse in. En sy het nie eintlik 'n goeie lewe nie. Sy gaan weer in 'n abusive lewe. En al wat hierdie man doen, as hierdie vrou doodgaan, en hy praat van ondervinding, hy trou met die volgende victim. En dit laat ook vir jou toe, dat jy nou besef dat baie van ons mans, en vrouens ook, is narcissist. En die manier hoe hulle ons die volgende persoon treat. I mean, jy is niks maar 'n slaaf vir hulle nie. En vir 'n vrou wat nou sit, ons praat daar so oor, en baie jaar later, is dit 'n bietjie beter, maar is nog steeds mense wat nog steeds struggle. Die ding wat ek my dogter gesê het, en my familie, my ma, my ouma, en my ouma, hoor ek kom van hierdie tipe background af. Jy gaan study, en jy gaan jouself independent maak. 'n Man moet nooit vir jou sê nie, en dan kan ek 'n vrou ook wees, en vir myself ook, jou partner moet nooit vir jou kan control nie. En wat sal jy sê vir vroumense wat dit gaan, wat bang is? Want as baie van hulle wat bang is, hulle wil nie die man los nie. En jy het nou wel gesê dat jy is te blame vir jouself, maar hoe kry jy die krag, die wilskrag om te sê, maar genoeg is genoeg? Is nou 'n mond vol, maar Ja, dit is maar 'n swaar storie. Dit weet ek, en ek verstaan baie kere waardeur party voor vroue moet deurgaan, want dit is net 'n swaar ding. Maar eerens gaan jy moet die krag vat. Want kyk, vir nommer 1, praat met jou God, praat met Allah. ja. Baie van ons glo nie eens aan dat daar God of so is, maar praat, en daai krag, sy gaan dit kry. Sy sal sommer voel op die ou en jou belief, of jou hart, of jou binneste, voel sommer anders, as wat dit was, en so aan. Maar, ja, die vrees vir 'n man wat abusive is nie 'n lekker ding nie, definitief nie. Maar soos ek weer sê, as er van hy vrouens is, kry help. Kry hulp voordat dit te laat is. Abida, ons het nou gekom tot die einde van ons show, en ek wil graag vir jou die laaste vraag vra. Wat beteken die maand van Ramadan vir jou? En ook enige woorde wat jy wil los aan ons kykers, om hulle te bemoedig, om aan te hou met die goeie stryd. Kyk, ek gaan vir jou sê, ek was nie 'n moslim gewees nie. Ek het moslim geword, maar van 'n jong ouderdom af. Ek was toe 16 wat ek toe besluit het om moslim te word. Ja. En 18, kom ek sê 18? Ja. Toe ek 18 word, toe begin ek ook maar nou die dino meer aan te
te vat, want kyk 16 is hy nou nie nog so lekker in die ding in en so aan nie. Maar toe ek die nou begin van 18 af begin nou reg leer en nou besef en okay nie hoe en wat en so. So ek het kerk geloop op 'n Sondag. Maar Dinsdag aan gaan ek madrasa toe. So about 2-3 jaar het ek so aangegaan. En ek het dan nou geleer van die dien van Islam. Totdat ek toe nou gebesluit het, okay nou wat ek lyks nogal hierdie ding en waarna toe lei en so aan. En toe besluit ek okay nee, toe my familie my nou eendag nog vra maar nou hoe week is storie nou Sondag kerk, toe sê ek okay, is alright. Ek gaan Dinsdag aan madrasa toe, so ek gaan nie weer Sondag kerk. Ja. And you know what, up till today, majority van my familie is non-Muslim. But die huge respect wat hulle het vir my. Hulle sal funksies hou, nee, en hulle eerste ding wat hulle dink is Abida. Wow. Is Abida, okay, ons het 'n funksie aan, maar nou, kyk, ons wil nou gaan eet by daai plek. Maar daai plek is nie halal. Nee, maar Bida moet saam gaan. Bida moet saam gaan. Nou, hoe gaat ons nou maar? Ek sal nooit vergeet, my eniggie, sy was 5, nie my eniggie nie, maar iemand wat ek ken, was 50 op 'n tyd gewees. En toe sê hy, hele paar mense toe saamgevat het, so aan, ja. Toe kon ons toe nie gaan nie, want was toe by Nalalauke. Sy speel. Sy het vir my uitbetaal. Toe sê sy, luister jou. You know what I'm saying? So even as ons begrafnisse het, Christen begrafnisse, hulle sal vir my stryd sê, sy is in die kombuis. Sy maak seker dis reg en dis reg en whatever. Ons het 'n huge respect. Wow. Waar die een niggie se klimheid het getrou 1 jaar in die maand van Ramadan. En sy het reguit gesê, Bida, ek trou op daai dag, maar ek wil hê Bida en Brahman moet daar wees. Ek weet dis Ramadan, sê sy. Maar moenie worry nie. En ons het toe gegaan na die troue. Die troue was op buite die Kaap, op een van die plase. I'm not telling you a word of a lie. Daar gekom. Sy het seker gemaak sy kry 'n Muslim chef. Spesiaal vir jou. Spesiaal vir my. Nie spesiaal vir my nie, but you know what I'm saying, dis Ramadan. Om my kosse te maak. En hy kosse wat daai chef gemaak het, was nie nou net vir ons nie. Almal het geëet van hy kos. Maar die Adan het mos nou afgegaan voor hulle moet eet. Daar sy het seker gemaak, hy sê vir 'n Muslim en my man en hy sê hulle twee werk saam. Hulle twee moes nou opgeset het. Waar's gereed, dis amper boekatyd. Ons moet daar sit en hulle het seker gemaak alles en alles is reg en ons kon toe nou eers eet voor die res, but it was for me it was absolutely amazing. En daai het my hartsnare so geraak om te dink, kyk net die effort wat gemaak word. Nie net vir my nie, but you know what I'm saying. That was for me absolutely amazing. En dis ook my altyd sê, ek love my familie. Ek love hulle, want as ek even saam met hulle is, hulle sal ook vra, hallo, wat ek het sê, but you know what I'm saying. En dan, hulle sal jou remind en daai tipe van goed. Ek dink is dit daai ervaring seker van jou familie, al het hulle ervaar vir jou, met jou beliefs. Definitely. Bida, baie dankie, dit was lekker gewees om met jou te gesels. Geen probleem. Ek wil jou graag weer in die toekoms en weer in die studio in. En dankie, en alles van die beste, en die laaste paar dae van Ramadan, maak het af vir myself ook. Amen. You know, en alles wat mooi is, en hou aan met die goeie werk in die gemeenskap, en soos ek gesê het vroeër, jy bly nog steeds in die Elsensrivier. Jy kon lank al getrek het al, maar jou hart is in die Elsensrivier. So dankie vir wat jy doen. Dankie dat jy ons mense inspire. Ek kan vir jou sê, ek is almal so motie in die Elsens. Abida, baie dankie. Dit is Abida Dixon Mohammed. Julle kan haar volg. En asseblief gaan support daar julle wat vaak kan help. En ook mag meer deure oopgaan in acting. En ons het meer van ons eie mense nodig op Arendsvlei, op die ander channels. En ook, you know, om ons stories te vertel. Van jy inspire duisende anders wat dit kyk in die Elsensrivier in. So baie dankie vir jou. En alles wat mooi is. Ons sien nou weer binnekort.